Welkom hierdie week se HMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. So baie welkom vandag weer by ons Roland. Goeiemôre Johnny, dankie. Altyd lekker om te gesels. Roland, ek wil hierdie week dalk plaaslik begin, bietjie fokus goed wat nogal na in die hart vir ons boere lê en dis natuurlik Steenhuisen en hierdie onder onsie wat hy alweer beleef het. As jy dalk vir ons bietjie konteks kan gee, bietjie agtergrond kan gee en jou opinie ook. Ja, alweer 'n ongelukkigheid. Ek dink as mense wat baie ander sterker woorde sal wil gebruik hiervoor, maar ek gaan nou nie daai kant toe gaan nie. Dit slaan 'n mens dronk. Ons het al baie keer gepraat so oor aspekte wat verband hou met die departement van landbou, die minister van landbou, die back and claw probleem en mens verstaan die beperkings van die departement. Jy praat dit nie goed nie, maar mens verstaan dit. Mens verstaan die feit dat die minister in 'n moeilike departement sit wat oor tyd geweldige foute gemaak het en wat op die stadium lyk dit vir my al hoe meer bydra tot die probleem eerder as wat hulle bydra tot die oplossing. Nou die laaste insident is die stafhoof in die minister se kantoor wat 'n e-pos aangestuur het vir mense in die departement oor 'n versoek van die Food and Mouth Response groep. Dis 'n groepering van boere en mense wat rondom landbou werk en wat wil 'n gesprek hê en wat wil help met die meer effektiewe uitrol van die proses om diere teen back and claw te immuniseer. Nou hierdie is 'n probleem wat al 'n paar keer uitgewys is, miskien net die agtergrond daarvan, dat ja, daar's nou entstowwe en daar's 'n program, maar daar's baie vrae oor hoe goed word hierdie entstof en die uitrol daarvan gekoördineer? Hoe goed word dit bestuur? Is dit die mees effektiewe manier? En dan weet ons is daar al 'n paar keer gesê, maar as ons kyk na hoe die proses verloop, dan gaan die tydlyne nie gehou word nie. Alhoewel ons gaan nie binne die vensterperiode al die immuniserings gedoen kry nie. My interpretasie van die antwoorde wat ons sover kry, beide van die minister en die departement, is elke keer om te sê, ons het soveel entstowwe, ons het al soveel toegedien, maar die vraag oor hoe gekoördineerd dit gebeur en of dit binne die vensterperiode gedoen kan of gaan word, kry nie regtig die aandag, of ek het nog nie gesien dat dit direk beantwoord word. En nou kry jy 'n skrywe van 'n belangegroep wat sê, ons wil asseblief 'n gesprek met die minister hê, want hierdie is ons kommer en ons wil saamwerk. Nou dis nogal belangrik dat daar's meerdere rolspelers wat aandui, hulle wil graag meewerk aan die proses. Hulle wil nie oorneem nie, hulle wil nie wat hulle sê voorskryf nie. Hulle wil seker maak dat die projek so goed as moontlik bestuur word, want dit is in almal se belang. Goed en wel, die minister het al 'n paar keer gesê sy kantoor is oop en hy is beskikbaar om met mense te praat. Maar nou gaan sy stafhoof en sy ontvang hierdie e-pos wat aan die minister gerig is. Sy stuur dit aan senior amptenare in die departement en merk dit. En mens kan nie hierdie gaan sien as humor nie. Dis 'n afbreekende kommentaar. Weet for your entertainment, so iets. Ek meen dit is absoluut onaanvaarbaar, onprofessioneel en in die konteks van wat gebeur, kan jy nie dink dat iemand wat in so 'n posisie sit, so swak oordeel aan die dag lê nie. Dit is beledigend en onthou net die konteks waarbinne ons sit is, en dit het ons al 'n paar keer uitgewys. Daar's 'n geweldige gebrek aan vertroue tussen die boerderygemeenskap in die breë, dit sluit georganiseerde landbou of aspekte van en rolspelers van georganiseerde landbou en ander rolspelers in. En die mens sou dink hierdie is die tipe geleenthede wat gebruik word om daai vertroue te versterk en om daai samewerking waaroor gepraat word te laat realiseer. Maar as dit die gesindheid is, dan kan daar nie vertroue ontwikkel nie en dan gaan samewerking baie moeilik wees om te bereik. Nou ek wil dadelik dit sê, die organisasie se reaksie is baie verantwoordelik en volwasse. Hulle houding is, hulle is bewus van die e-pos, want dit het nou uitgelek. Net for your amusement is nou nie heeltemal so amusant nie, maar hulle gaan nie daaroor beklei nie, hulle wil saamwerk. Hulle wil hê daar moet 'n afspraak kom, hulle wil hulle kommer met die minister bespreek en hulle wil hulle insette lewer in terme van wat beter gedoen kan word. Dit is 'n baie belangrike volwasse benadering.
Maar die ander reaksie gewoonlik is, nou gaan ons beklei, want julle wil nie saamwerk nie en goed. My vraag is, hoeveel skade word alweer aangerig? Wat kan gedoen word om te verhoed dat dit weer gebeur? Nou ek sien die minister het gereageer deur te sê dis onaanvaarbare gedrag. Dit is onaanvaarbare gedrag, maar ek dink nie dit is iets wat sommer net gelaat kan word nie. Ja. Dit is skriend wat hier gebeur. En dit is absoluut onaanvaarbaar binne die konteks van 'n departement wat in die spervuur is as gevolg van wat hy doen, nie gedoen het nie en wat die persepsies oor hom is. Hier is 'n geleentheid om dinge reg te stel, om verhoudinge te bou, om vertroue te begin ontwikkel, maar dit word afgebreek voor daar nog enigiets kan gebeur. So dis vir my 'n baie bekommerenswaardige ontwikkeling en ek dink dit is een wat 'n mens baie ernstig na moet kyk. En weer eens baie vrae gaan laat ontstaan oor die minister en sy hantering van sy portefeulje. Hy het dit nie gedoen nie, maar dis 'n senior personeellid wat dit gedoen het en die vraag is vir die minister, wat gaan jy doen, want jy is die persoon wat al hoe slegter begin lyk en waar al hoe meer vrae gevra word want jy is die verantwoordelike persoon. En ek het 'n idee dat as hier nie optrede gaan kom wat baie vinnig wys dat dinge beter en anders werk nie, gaan daar meer negatiewe gevolge moet uitspeel en dit gaan die minister begin raak. Want dis nogal waar wat jy gesê het. Ek het 2 onderhoude begin van die jaar die ding nou net uitgebreek het met hom gevoer en mense het tog al 'n mate van simpatie wat jy het met hierdie departement wat hy nou geërf het, hierdie siekte wat hy op hierdie uitbraak wat hy geërf het. Maar nou hierdie tipe houding maak boere en die gemeenskap en myself ook, dit maak 'n mens gee mense slegte smaak in jou mond. En my vraag eintlik aan jou is, gaan Steenhuisen hierdie oorleef soos ons na die einde van die jaar toe beweeg? Wel, dit sal 'n mens moet sien. Uiteindelik is die keuse oor die minister nie net sy keuse nie, dit gaan sy partyleier en die president se besluite wees wat hier geraak word. Maar die feit dat die minister al hoe meer negatief gesien word, in sommige kringe word hy baie ernstig as onaanvaarbaar gesien. En dan is hier 'n ander element wat nou bykom wat belangrik raak en of mense daarmee saamstem of nie. Ons is op pad na 'n baie belangrike plaaslike regeringsverkiesing toe. En daar's al hoe meer stemme wat sê, sommige van dit binne die DA, wat sê hierdie minister kos ons stemme, ons kan nie bekostig om dit om aan te gaan nie. Ja. Hy is Dis nogal waar wat ek ook gehoor het. En dit begin die DA nou baie skade maak, veral van die landbou en die plaas of die rural gemeenskap eintlik dan nou. So dis nie massa stemme nie, maar dis dalk stemme wat saak maak op plekke. En dit is 'n plaaslike regeringsverkiesing, dis bietjie iets anders, maar die vraag word al hoe meer gevra. En die partyleierskap gaan moet hieroor 'n besluit neem en die partyleier gaan waarskynlik met sy minister 'n baie ernstige gesprek moet voer oor wat gebeur en wat kan anders of beter gedoen word. Soos ek sê, die druk op die minister gaan nie minder word nie, dit gaan meer word. En saam met dit, die vrae wat al hoe meer gevra word oor, ons weet nou hoeveel enstowwe is hier, ons weet wat inkom, maar hoe effektief en hoe gekoördineerd is die inentingsveldtog? Nou daai vraag kan ek nie beantwoord nie, maar dit is kritiese vrae wat beantwoord moet word. Ons is nou in Junie maand, ons is op pad na middel Junie toe. Die vensterperiode van inentings is nie onbeperk nie. Daar's 'n kort siklus van herinentings wat moet plaasvind en die indruk wat 'n mens kry is dat tussen die minister en die provinsies weet ek nie hoeveel koördinering daar is nie en dan is daar al hoe meer verdeeldheid tussen die minister en nie almal in georganiseerde landbou nie, maar sekere sektore. En dan kry jy insidente soos die waar samewerking aangebied word en dis nie voorskriftelik nie, die minister besluit wat hy wil doen. Maar jy kan nie op hierdie manier daarmee omgaan as dit die konteks is waarbinne jy optree nie. Dit is hoogs ongelukkig. Dis veral in 'n emosionele industrie soos landbou eintlik, Ja. né? Want mense is onder druk en mense ly verliese en jy het samewerking nodig. Ek weet een van die aspekte wat ons verlede keer aangeraak het is omdat hierdie goed gebeur en daar so 'n diepliggende gebrek aan vertroue ontwikkel, begin al hoe meer mense terughou. Hulle gaan nie aanmeld nie, hulle gaan nie in die proses werk soos wat hulle moet nie, want hulle voel hulle word nie beskerm nie, hulle word aan hulle eie lot oorgelaat. As jy hierdie projek wil laat werk, moet jy almal se samewerking hê en almal moet
na dieselfde einddoel toe werk. My vermoede is met wat ons nou sien gebeur, is dit 'n ideaal, dis nie iets wat op die stadium werklik gebeur nie. Ja, nee, ek stem saam. Roland, dalk so 'n bietjie die xenofobia. Ek weet Ramaphosa of president het met ons gepraat. Sondag aand het hy ook 'n toespraak gemaak. Daar is nogal kommer na die einde van die maand toe wat mense gesê het mense kan doodgaan as hulle nie uitgaan. Al daai goed, so jy 'n bietjie vir ons konteks rondom dit ook kan gee. Ja, dis weer een van daai stories met 'n baie lang aanloop in Suid-Afrika. Ons is nou in 2026. Ons is nou amper 18 jaar 20 jaar terug het ons die eerste ernstige insidente van wat genoem word xenofobie in Suid-Afrika gekry. Ek vat sommer kortpad en sê hierdie is ook rasisme. Dit is 'n vorm van rasisme wat hier uitspeel. Dis 'n vreemdelinge haat en dis 'n andersheid wat verwerp word. Dis 'n ons hele situasie en ons sien te veel daarvan in Suid-Afrika. Die probleem wat jy mee sit, het 'n geskiedenis. En dit is die ernstigste konteks en oorsaak hiervan. Die mees belangrike het gekom met toe Mugabe met sy geweldige onderdrukking en geweld gekom het teen sy eie bevolking na die referendum wat hy verloor het in die volgende verkiesing. Het 'n klomp mense uit Zimbabwe gevlug want dit was baie gewelddadig en omstandighede was ontsettend moeilik vir mense gewees. Op 'n stadium in daai tyd was meer as die helfte van die bevolking van Zimbabwe was buite die landsgrense. Daai mense was in Suid-Afrika, Botswana, Mosambiek en Malawi en Zambië hoofsaaklik. 'n Paar ander plekke, maar dis hoofsaaklik waar hulle was. Nou die besluit wat destyds geneem is in die tyd van president Mbeki was vanuit 'n humanitêre oogpunt laat hierdie mense Suid-Afrika toe kom want hulle kan nie in Zimbabwe bly nie. Maar, en dis 'n baie belangrike maar, die advies wat gegee is van registreer mense as hulle in die land inkom, hou rekord van wie die land inkom is geïgnoreer, dis nie aanvaar nie en dit was 'n oop grensbeleid. Mense kan inkom, hulle is in die nood, hulle is onder moeilike omstandighede, baie van hulle se lewens word bedreig, hulle kom in die land in. Die probleem daarmee is jy weet nie hoeveel mense kom in nie, jy weet nie waarheen hulle gaan nie, jy weet nie wat hulle doen nie en jy kan nie beheer uitoefen oor daai proses nie. En daar's natuurlik van ander oorsprong ook. Daar's baie mense uit die DRK wat gekom het en nog steeds kom uit Rwanda waar dit ook moeilik gaan met mense as jy nie die regering ondersteun nie. So daar's 'n hele klomp. Somalië wat 'n geweldige probleem is as gevolg van onveiligheid en konflik. Die meerderheid van hierdie mense volgens aanduidings is nog steeds Zimbabwe, die groot meerderheid. En toe het jy gekry reaksie met spesiale permitte en daai permitte het 'n lewensduur en elke keer as dit tot 'n einde kom dan gaan ons hof toe en dan word dit verleng want die regering het nie eintlik antwoorde nie. Hy weet nie hoe om hierdie mense te hanteer nie, want hy het nie rekord van hulle nie. Nou oor tyd het 'n klomp van hierdie mense ingeburger geraak. Baie van hulle het met Suid-Afrikaanse vrouens of mans getrou. Hulle is nou deel van die Suid-Afrikaanse samelewing, alhoewel hulle nie wettige immigrante is nie. Hulle is onwettig in die land. So jy het 'n sterk humanitêre en politieke fokus, maar dan het jy die realiteit. As jy onwettig enige plek in die wêreld is, dan is jy onwettig. En jy kan uitgegooi word, maar jy moet geïdentifiseer word. Nou daar's verskillende maniere hoe dit gebeur. Ons het gesien hoe dit in Amerika gebeur, in die Trump-administrasie. Ons weet wat in Europa gebeur. Nou is hierdie proses in Suid-Afrika besig om vorm aan te neem na 'n baie lang verloop, na baie pleidooie en baie konflik. Die probleem wat ons mee sit is dat uit 'n regeringsoogpunt is 'n reaksionêre benadering. Ons reageer na die tyd. Nou jy kan nie hierdie ding reaksionêr bestuur nie. Wat is die konteks in Suid-Afrika? Geweldige sosio-ekonomiese probleme. Daar's 'n gevoel van hopeloosheid by 'n groot klomp mense in Suid-Afrika. Hulle is werkloos, hulle kry swaar, die armoede toelaag wat hulle kry kan hulle nie help nie. Hulle kan nie oorleef op dit nie. En daar's nie vooruitsigte dat dit gaan beter gaan, dat hierdie probleme opgelos gaan word nie. En teen daai agtergrond kry jy nou mobilisering, gegriefde mense wat die situasie gebruik om die griewe uit te buit, te mobiliseer,
En daar's baie vrae oor wie sit agter hierdie prosesse en wat is die uiteindelike doelwitte daarvan. Nou dis 'n aspek waaroor baie lank gepraat is. Die regering is baie kere gewaarsku en gesê, julle moet hierdie proses bestuur, julle moet kyk wat hier aangaan en dis nie regtig gedoen nie. Dis iets wat na die tyd op gereageer word. So 'n onverkooklikheid, 'n moeilike omstandigheid as ek dit nou sag kan stel. Yes, maar hierdie regering lyk my dit is 'n tema wat nou deurtrek. Jy is so onvermoë om enigiets te doen. As ons nou van die landbou eintlik sektor praat of van die algemeen praat, daar's net 'n onvermoë om enige publieke diens amper te doen. Goed, maar nou het jy praktiese goed. Die grense is altyd die verantwoordelikheid van die nasionale weermag gewees. Toe word daar besluit, nee, dit is nie 'n militêre funksie nie, dit moet 'n polisiefunksie word. Toe word die weermag onttrek en die polisie word ontplooi. Op 'n stadium kon die polisie eenvoudig dit nie doen nie, hulle het nie die hulpbronne nie, hulle het nie die mannekrag nie, is ook nie regtig opgelei gewees om dit te doen nie. Toe word hulle onttrek en die weermag word weer teruggeplaas. Intussen word, wat 'n goeie stap was, as dit reg ontwikkel word die grensbestuursowerheid geskep. Hulle is verantwoordelik vir douane en grensfunksies. Nou, hulle is nog nie ten volle bemagtig en toegerus om al hierdie goed te doen nie. Hulle is nou al by die douanepunte ontplooi en volgens aanduidings effektief, dit werk goed. Maar die grensbeheerprobleem is nog steeds. En ons moet onthou, ons het moeilike grense, want dis nie natuurlike grense wat moeilik is om te oorkom nie. Dis oop grense, dis plat grense, jy loop daardeur. So as jy nie effektiewe maatreëls het nie, dan kan jy nie grensbeheer toepas nie. Saam met dit is Suid-Afrika 'n trekpleister vir al die mense wat 'n beter inkomste soek. Want ten spyte van wat ek nou beskryf en ons persepsies, gaan dit baie beter in Suid-Afrika as baie ander plekke noord van ons. Ja. So mense kom hiernatoe want hulle wil 'n beter lewe skep vir hulle self. En hulle kan inkom deur net eenvoudig oor die grens te kom, of in baie gevalle omdat hulle omkoop. Daar's korrupsie. Al R200 kom jy gou deur, ja. Ja, en daar's baie mense wat gevang word met onwettige immigrasiedokumente. Nou goed, daar's 'n skoonmaakaksie by Departement van Binnelandse Sake, saam met die grensbestuursowerheid wat deel van daai departement is, word vordering gemaak. Maar nie vinnig genoeg nie en die kernprobleme word steeds nie aangespreek nie. Goed, nou kom die president met 'n nuwe beleidsraamwerk. Ons gaan grensbeheer verskerp, ons gaan sentrums by grense vestig waar mense wat aansoek doen vir asiel of wat Suid-Afrika wil binnekom, gehuisves gaan word totdat daai aansoeke verwerk is of verwerp word. Want dat kan enige kant toe gaan. En dan kan mense van daar af of die dokumentasie kry en in Suid-Afrika toegelaat word of hulle gaan van daar af gerepatrieer word. Nou dis die advies wat president Mbeki verwerp het en net gesê het mense kan inkom vanuit meer 'n humanitêre benadering gevolg. Daai moet nou gedoen word. Maar dan wil die wetgewing word verskerp en korrupsie word op gefokus. Dis alles goeie goed. Maar dit moes van die begin af so gewees het. Die deel van sy plan wat my nogal bietjie dwars in die krop steek en nie almal is daarteen gekant nie, gaan vir my oor prioriteite. Hy gaan 10,000 ekstra arbeidsinspekteurs aanstel om te kyk wie neem onwettige mense in diens. Nou natuurlik, dis onwettig om dit te doen en daar's wetgewing en regulasies daarvoor. My vraag is met waar ons nou sit in Suid-Afrika, is dit die prioriteit? Is dit die beste aanwending van hulpbronne? Het ons nie eerder 10,000 beter opgeleide polisiebeamptes nodig of 10,000 goed opgeleide soldate nodig wat hierdie funksies kan waarneem wat gedoen moet word nie. So by my is daar 'n bietjie van 'n vraagstuk of 'n vraag oor wat is die prioriteit en waarop moet ons eintlik nou konsentreer. Maar goed en wel, die president het nou hierdie plan. Volgende punt van kritiek met die plan is ons sit met 'n uiters emosionele en onstabiele situasie waar mense geteiken word, waar mense aangeval word, daar's 'n hele klompie mense wat hulle lewens verloor het. Nou sê ons nee, ons moet werksgeleenthede skep en ekonomiese groei aanmoedig. 30 Junie gaan daar niks aan die ekonomie verander nie. Daar's nie tyd daarvoor nie. En dis my volgende punt van kritiek. Waar lê ons prioriteite en dan wil ek 'n stelling maak, wat is ons werklikheidsbesef as 'n regering? As dit die plan is wat ons op die tafel sit en ons kyk nie na die korttermyn nie.
Ons kyk nie na die dreigemente en onwettige optrede, waar mense die reg in eie hande neem, en waar mense dood eenvoudig wegkom daarmee, want die polisie staan en kyk en doen niks daar nie. So ons het 'n baie ernstige probleem met die beleidskonteks, wat is realisties, wat is prioriteite, en dan met die uitvoering van daai beleidsbesluite. Dis goed om langtermyn beleidsplanne te hê, dit is belangrik, ons moet ons ekonomie groei, ons moet meer geleenthede vir mense skep, niemand het 'n probleem daarmee nie. Maar dit gaan nie die probleem wat ons nou het oplos nie, waar mense opgesweep word, waar mense wat absoluut moedeloos is en 'n hopeloosheid het, nou oortuig word dat die oplossing van hulle probleem lê om 'n klomp mense uit die land uit te jaag. Daai mense is onwettig hier, maar daar's maniere om dit te doen. Uit die land uitjaag, mense doodmaak is onaanvaarbaar. En daar's 2 redes hoekom dit belangrik is en hoekom dit onaanvaarbaar is. Die eerste een is, hierdie is 'n praktyk en 'n aktiwiteit wat baie maklik kan lei tot grootskaalse onstabiliteit. Ons het gesien wat in Julie 2021 gebeur het. Dieselfde kan in die konteks van hierdie ding gebeur, as die regering nie wakker is en dit reg bestuur nie. Ek is nie oortuig hulle doen beide van daai 2 nie. Maar daar's 'n tweede probleem hiermee. En dit is dat, ja, daar's 'n klomp onwettige mense in die land en dalk werk baie meer van hulle op plekke as wat 'n mens dink. My vraag is, as daai mense almal oornag uitgehaal word, gaan dit ons werkloosheidsprobleem oplos? Nee. Maar die demonstrasie-effek hiervan is as ons dreig en mense doodmaak en geweld gebruik, dan gaan daar iets verander. En dan is die tweede punt wat vir my belangrik is, wat word dan die volgende teiken? Of wie word dan die volgende teiken? Wie word dan die volgende verskoning eintlik dan? En dit is 'n baie gevaarlike siklus. As jy dit eers losgelaat het, is dit baie moeilik bestuurbaar. En dit is nog 'n kwessie wat tot onstabiliteit kan lei. So ek sien nie die nodige erns en spoed en reaksie wat hierdie ding mee hanteer moet word nie. En dat ons na soveel jaar nog steeds met hierdie selfde probleme sit, is vir my absoluut onverskoonbaar. Dit moet verander, ons moet anders hierna begin kyk. En dan die laaste konteks, ons het al daaroor gepraat, dit lyk, laat Suid-Afrika baie sleg lyk wat hier gebeur. En ons moet nie onderskat hoe belangrik dit is nie. Ek dink mense in sektore wat baie meer gemoeid is met uitvoerbedrywe, soos landbou, het al begin sien hoe belangrik die persepsies oor Suid-Afrika is en die persepsies oor die regering is en hoeveel probleme dit kan skep. Hierdie is nog so 'n ding wat baie maklik, baie ernstige en ongevraagde probleme kan skep as dit nie reg bestuur word nie. En ek het kritiese vrae oor hoe dit op die stadium bestuur word. Roland, ja, dit voel vir my, maar dis hoe die regering alles hanteer. Hulle skop heeltyd die bal af in die pad. Laat dit later se probleem is. Dis maar die volgende ou se probleem wat gaan aankom. Soos met hierdie kommissies, dit voel amper met al die kommissies wat begin word. Die Madlanga kommissie. Al goed. Dit voel vir my so, hulle het nie hulle neem nie besluite daar nie. En hierdie wat nou 'n ernstige saak is, hierdie xenofobie is 'n dringende saak. Nou is dit weer ja, ons gaan ekonomiese groei oor 20 jaar vir julle gee, wat ook al verstaan. Dit voel heeltyd hulle maak heeltyd iemand anders probleme, skop die bal in die pad af soos ek gesê het. Maar ja, dit nou daar gelaat. Daar is 'n bietjie uitsprake rondom die Madlanga kommissie, daar's 'n paar goed rondom Palapala, ja, wat ook natuurlik ons aandag nodig het. Ja, dit is die ander realiteite. Nou ek wil daarom dit sê, die Madlanga kommissie, as daar nou een kommissie is wat vir 'n mens hoop gee, wat jy kan sien hier gebeur iets, dan is dit die Madlanga kommissie. Ons het nou weer gesien dat daar 'n hele klomp senior mense en mense in spesifieke sektore van die polisie word verhoor, klomp mense is geskort, is afgedank, en dan is daar 'n hele klomp sake wat aangaan teen mense, ernstige sake wat kan lei tot tronkstraf. Mense hoop hierdie keer gaan jy sien dat die gepaste straf en resultate wys met mense wat aan die verkeerde kant van die reg is. Interessant net, miskien die Madlanga patroon ken ons nou, die ondervragings, wat vir my belangrik is van hierdie kommissie, is die voorbereiding wat gedoen word, die span wat saam met die kommissie werk,
is ongetwyfeld 'n baie gedigte span. Hulle doen hulle voorbereiding, hulle doen hulle ondersoekwerk baie goed en hulle is nog nêrens uitgewys dat hulle verkeerd is of foute gemaak wat maak dat mense wat skuldig is kan wegstap nie. So die kommissie word baie effektief bestuur en baie effektief aangewend. Saam met dit sien ons alreeds 'n groot klomp mense wat vervolg word en dan sien ons ook dat die proses het nog nie opgehou nie. Nou, die proses bevestig baie van dit wat 'n mens hoor, maar ek dink dit gaan baie verder as wat meeste mense verwag het. En wat hierdie week interessant is, belangrik is, mens gaan moet sien, dis nog nie bewys alles nie, maar hier word nou nuwe lyne getrek, nuwe rolspelers, generaal Khan wat nou moet getuig, en hy word betrek by 'n klomp ongure karakters, mense wat al erken het in die hof dat hulle met onwettige sigaretverkope byvoorbeeld betrokke is. Maar daar's groot kompetisie en konflik tussen hierdie onwettige rolspelers. En ons weet daar was al in die verlede, dis maar soos die bendeoorlog. Hierdie mense word uitgehaal as hulle jou mark begin bedreig. Die interessante wat 'n mens nou sien is weer eens die lyne wat begin getrek word tussen senior polisieamptenare, kriminele rolspelers of mense met twyfelagtige aktiwiteite en dan politici. Nou hierdie keer is dit die EFF en Julius Malema en van die mense wat baie naby aan hom beweeg het wat direk betrek word. Dat hulle 'n beskermingsrol speel, dat hulle 'n fasiliteeringsrol speel, onder andere deur die manier wat hulle parlementêre vrae vra, hoe hulle daai proses gebruik, maar hoe hulle ook deur eksterne rolspelers voorgesê word. En die doel is nie om goeie regering te bevorder nie, die doel is om politieke opponente te benadeel en selfs uit te skakel. Nou waar dit 'n baie slegte wending neem is wat ons nou gister sien, nou weer eens, dis nog getuienis, nog nie bewyse nie, waar daar 'n poging is om iemand wat 'n baie belangrike rol speel, soos die inspekteur-generaal van intelligensie, te ondermyn en in so swak lig te stel om te probeer om in 'n hoek te dryf sodat hy onthef kan word van sy pos. Nou dit is 'n baie belangrike proses. Dit het geweldige implikasies en in my kop gaan ek nou terug, as ons kyk na die inspekteur-generaal van die tyd, dan onthou mense ook dat die lewe vir hom baie moeilik gemaak is, ook deur die Staatsveiligheidsagentskap, waar die senior bestuur sy veiligheidsklaring terugtrek, waar hulle hom belet om by sy kantoor te kom om sy werk te doen. En die vraag wat by my begin opkom, ons fokus nou baie op die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Maar wat is die verband tussen wat nou gebeur en ander rolspelers soos die Staatsveiligheidsagentskap? En dit is iets wat ek nie weet of Madlanga daarby gaan uitkom nie, maar dit sê vir 'n mens dat ons moet gaan kyk na baie meer as net die onmiddellike fokus op die polisie. Nou of dit 'n volgende kommissie gaan vereis en of dit volgende besluite, dit sal 'n mens moet sien. Maar dis 'n belangrike en 'n baie gevaarlike ontwikkeling. Nou mens weet van hierdie goed, maar nou begin jy sien presies hoe dit uitspeel, wie is daarbey betrokke en wat is die verdere implikasies daarvan. So ja, baie interessant die kommissie, maar waarskynlik een van die meer effektiewe onlangse kommissies in Suid-Afrika. Maar ek dink tog die vervolging nou van en mense wat dan na fisies tronk toe gaan, mense wat implikasies vir mense wat betrokke was en skuldig bevind is dit nie maar tog waar die tande van hierdie kommissie gaan lê nie, want ons het al baie mense gesien wat skuldig is, kommissies wat nogal goeie werk gedoen het, maar dan ons sien net niemand gaan dra implikasies vir dit nie. En ek dink dis die belangrike punt, dat die politieke omgewing het gelei tot beskerming van mense. Die dominante posisie van die ANC het gemaak dat hy sy eie mense beskerm het en afgeskerm het, en spite van dit wat 'n mens weet. Kyk maar hoeveel senior parlementêre poste word nog bekleed deur mense wat deur Zondo uitgewys is. Ja. Met Madlanga dink ek nie ons gaan dit sien gebeur nie. Die mense word eenvoudig baie vinnig vervolg, dissiplinêre prosesse binne die polisie word effektief gedryf en mense word eenvoudig afgedank. Ja. Dit onthef hulle nie van die kriminele sake wat aangaan nie, daai gaan nog aangaan. Maar dis die volgende kwessie en dit is
Hoe effektief is ons kriminele vervolging, ons regsproses om hierdie mense skuldig te bevind? Nou ons weet daar's ministers soos Pieter Groenewald wat geweldig hard werk om korrektiewe dienste op 'n beter plek te kry. Ek weet nie of die minister van Justisie soveel vertroue inboesem op die stadium. Die regsbank is 'n baie belangrike rolspeler, maar is onder druk. Daar's verskillende uitdagings en probleme. En 'n mens kry die indruk die politieke steun wat nodig is om daai omgewing ook baie vinniger reg te ruk, is nie op dieselfde vlak as wat jy dit wil hê, wat jy sien by korrektiewe dienste byvoorbeeld. Ja. Die minister van polisie, die waarnemende minister, het 'n baie moeilike taak nou. Ek sou graag wou sien dat hy 'n bietjie meer sterk na vore kom. Hy maak die regte uitsprake, maar hy werk baie agter die skerms. En hoekom ek dink hy moet 'n sterker rol speel, is nie om in te meng by polisieering nie, maar om leiding te gee. En hoekom dit belangrik is, die hele leierskops van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is op die stadium uitgedun, Met een voet in die tronk. gefragmenteer, en 'n groot klomp van hulle is afgedank of aangekla. Ja. So dis 'n departement wat in 'n krisis is. En dalk is ek oningelig, maar ek sien nie dat daar stappe geneem word wat vir my wys hierdie krisis word baie vinnig en met groot erns hanteer nie. Nou dalk is dit omdat die kommissie nog aan die gang is, maar ek dink daar moet bietjie meer gekyk word na hoe vinnig kan, want die polisiediens soos wat ek nou daarna kyk, gaan tot 'n baie groot mate heropgebou moet word. Ja. Ja, ek sien En ook dit dit. doen jy nie deur katvoet te loop oor tyd nie. Jy moet daadwerklik optree om dit te doen. Ja, ons hoop Of kan sien net dit so 'n nie? bietjie we kan 'n bietjie erns in die saak inkom, met alles, met Bietjie meer xenofobie, met dringendheid. ja, 'n bietjie meer dringendheid met die landbou goed, met die back and closure en maar net bietjie implementering plaasvind, want ek dink daar's 'n onvermoë, soos ek vroeër gesê het, van dit. Roland, okay, genoeg gepraat hieroor plaaslike goedjies. Kom ons fokus net gou vinnig op Iran. Ek weet vir ons graanboere, mielieboere, sojaboere is dit nou nogal belangrik om te kyk vir insette en goed. Wat is jou siening as ons dalk so vinnig net vinnig daarna kan kyk met ek dink daar's weer 'n bietjie hoër konflik op die oomblik. Ja, as ons kyk na die VSA-Iran situasie is op die stadium lyk dit vir my die beste woord om te gebruik. Hy's onvoorspelbaar. Vir die afgelope weke het 'n mens die indruk gekry dat daar's 'n stagnering, daar's onderhandelinge, daar's bietjie uitsprake, maar daar het nie veel gebeur nie. En die afgelope dae, verlede week en oor die naweek hierdie week, is daar 'n groot toename in oor en weer aanvalle. VSA sê hulle is besig met selfverdedigingsaanvalle. Daaroor hulle reageer op die optrede van die Iranese, spesifiek die revolusionêre wag. Iran sê hy reageer op die oortreding van die skietstaking deur die Amerikaners en baie belangrik, hy reageer op Israel se voortgesette oorlog in Libanon, wat Iran nou baie direk begin koppel het aan sy eie optrede. Nou die risiko wat jy het is dat hier 'n fout gemaak word, 'n waninterpretasie van optrede of 'n onoordeelkundige besluit word geneem en dan ontbrand hierdie hele kruitvat weer. President Trump het aanvanklik, hy het nou oor 'n lang tyd gesê ons is naby aan 'n ooreenkoms binne dae en ons gaan 'n groot ooreenkoms kry en dan gebeur dit nie. Hy het ophou met die groot dreigemente wat hy gemaak het en dit lyk asof daar 'n poging was om te sê, goed, kom ons gee die diplomatieke proses kans. Maar daar's soveel wantroue en daar's soveel verskille tussen die partye en soos wat ons op 'n vorige keer gepraat het, die feit dat jy deur 'n tussenpartye onderhandel nie met mekaar nie, maak dit baie moeilik. Daar's wanopvattings, daar's waarskynlik waninterpretasies, dalk selfs wanvoorstellings wat gemaak word. Dit skep frustrasie, dit skep wantroue, dit bemoeilik die proses. Maar nou kry jy toenemend aanvalle. En nou sien ons dat president Trump sê die Iranese vat te lank, hy gaan nou maar moet begin bomme gooi om hulle te oortuig. Nou dit kan lei tot 'n groot oorlog. En dit is op 'n tyd wat die gesprek eintlik begin gaan het, maar goed, hoe lyk die streek na hierdie oorlog? Wat is die moontlikhede vir 'n skietstaking wat 'n vredesooreenkoms word? En die kernpunte is die kernprogram van Iran en die verrykte Iran wat hulle het, wat word daarvan, hoe word dit hanteer? President Trump sê hulle mag nie kernwapens hê nie, Iran sê hulle wou dit nog nooit gedoen het nie. Nou ja, ek laat dit daar.
Die tweede punt is die verrykte Iran, word dit vernietig, word dit uit land uitgevat, word dit verwerk sodat laer verrykingsvlakke het vir siviele gebruik, soos wat Iran sê, dis al wat hulle wil doen, want jy het nie 'n verrykingsvlak bo 3% nodig vir siviele aanwending nie. Die Iranese het verryk tot hier by die diep in die 60%. Dis net onder kernwapengraad. So die vraag is, as jy 'n siviele programme het, vreedsame programme, hoekom dit doen? Dis die tipe wantroue wat geskep is. Maar goed, dis die ooreenkoms wat bereik moet word. Die inligting wat ons het is dat die beginsel waar hulle nou staan is, die verrykte Iran sal binne Iran herverwerk word, maar onder toesig van FSA, VN, Internasionale Atoomenergie Korporasie of 'n kombinasie daarvan. Tweede kernpunt is, wat word van die straat van Hormuz? Iran sê, dis my straat, ek beheer hom. Internasionale reg of seereg sê, dis 'n internasionale water, dit mag nie, dis 'n deurgangsroete, dis oop vir almal. Interessant, daar het 'n argument begin kom, onder andere uit Washington, wat sê, 'n manier om hierdie te hanteer is om nie 'n tolgeld te hef nie, maar 'n heffing op produksie en uitvoere te plaas, wat almal proporsioneel in sal deel. En die doel daarvan gaan wees om heropbou, want daar's geweldig skade aangerig, nie net in Iran nie, ook in ander state. En ekonomiese skade wat aangerig is, nie net infrastruktuur nie. So die argument is, hierdie is 'n tipe van 'n heffing wat gebruik kan word, wat nie 'n groot effek het op pryse nie, maar wat 'n baie groot effek gaan hê op die beskikbaarheid van kapitaal om heropbou en herstelprogramme te finansier. Nou, op die stadium lyk dit of daai gesprek maar op die rande gevoer word. President Trump se argument is, dis 'n oop proses, dis 'n oop straat, dit moet oop wees, daar's geen kostes nie. Maar dit lyk of van die golfstate begin dink, maar hierdie is dalk nie 'n slegte idee nie, dit gaan ons help. Ja. So dis nou maar van die idees wat begin rondgaan. Maar voor ons daarby gaan kom, moet hierdie oorlog beëindig word. Want hierdie oorlog het 'n massiewe invloed reg oor die wêreld. Maar daar's ook miskien 'n ander interpretasie net, en dit is dat daar ook al hoe meer tekens is dat ons kyk na oliepryse die afgelope 2 weke. Dit styg nie so skerp as daar insidente is nie. Dis baie meer stabiel. En wat dit vir 'n mens begin sê is dat dalk raak die omgewing gewoond aan beperkte of baie mindere uitvoere uit die straat van Hormuz, en dit gaan dalk nie so groot effek op die langtermyn hê nie. Nou dit het natuurlik ander implikasies, en dit is dat as mense die bronne wat hulle daar moes onttrek vervang met ander verskaffers, gaan die straat van Hormuz dalk nie meer in die toekoms so 'n sleutel rol speel as wat die Iranese en ander dink dit speel nie. Maar weer eens, dit sal ons moet sien op die langer termyn. Ja, so op hulle kan so 'n belangrike straat beheer, en dan al die wêreldsekonomie aanneek onder ransom hou, so mens Engelse woord sou kan gebruik nie. Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Roland. Dit was weer eens soos gewoonlik baie insiggewend, hoogtepunt vir my week, elke keer om 'n bietjie 'n opsomming te kry van wat plaaslik as ook internasionaal aangaan. Baie dankie vir jou tyd, en ons gesels ons weer volgende week. Dankie Johnny, is 'n groot plesier. Dit was lekker geweest.